Goed, juffrou, kan ons hulle so lank laat begin, dan deel ek nog so 2 boeke uit. So die onderwerp vir die seniors vanaand is die regering behoort meer geld aan omgewingsbeskerming as ekonomiese groei te spandeer. En hulle 5 minute begin nou en julle kans om 'n boek te wen is Oupa Lou was ons onderwyser van Sutherland. Hy was onherbergsaam. Ja. Nee. Ongelukkig nie. Goed, wie van die meisies wil dringend 'n boek hê? Dan gee ek die antwoord, kom. Dan gee ek die antwoord en dan kan jy die boek kry, want hier is dit 'n duister woestyn van onkunde wat hier voor my lê. Ja, dit is natuurlik die moeras van onkunde waarvan ek praat. Goed, so hier is vir jou 'n liefdesverhaal om jouself aan die gang te sit. Groot plesier, my kind. Nou wil ek weet, wie van julle luister na kletsrymers? Hier kom dit nou. Ek klits fliks met kletsrym en bliksem jou brein in woordlitte, wat flikker in skitterende verskyning, ek verpletter jou heininge met ontsmetting in letters. Dit is ontsettend, die wêreld word heeltyd vetter en vetter. Daar's 'n kind. Nee, ongelukkig nie, ja. Nee, ook nie. Ja. Bittereinder, jy kan jou boek kom haal. Maar nou moet ek het jy kinders, 'n groot boek, groot mensboek hier uitkry. Goed. Sien, daar is mense wat iets weet hier. Hier's nog 4 boeke. Dit beteken nie altyd veel om 'n man van belang te wees nie. Die belangrikste persoon op 'n begrafnis is 'n dooie man. Ja, kom haal vir jou 'n boek. Baie mooi, julle is Langenhoven-lesers. Hier is 'n baie goeie boek hoor, dit is 'n ATKV pryswenner. Maar sien. En nou, nou weer een vir die meisies, hierso is 'n meisies, die een wat eerste julle hand opsteek, kry dit. Bitter. Ja, kom haal maar. Hoe het jy dit geweet? En, dankie. Dit is die einde van hierdie boeke. Goed, ek gaan hierdie 2 boeke vir my hou. Is daar iemand wat nog 'n boek wou gehad het? Sy wil 'n boek hê. Kom haal vir jou 'n boek. Die rede hoekom ek nie eintlik hierdie boek wil vir julle gee nie, is omdat ek vergeet het om die prys af te krap. Hy gaan ook nie af nie, so jy gaan nou weet hoe duur ek betaal het vir die boek en ek voel baie sleg daaroor. Maar gee dit ook vir jou klein sussie. Of jou klein boetie of iemand wat lees. Fantasties. Ja, en dan, hoe ver is hulle? Hulle is al op groen. Die laaste boek wat ek kan uitgee is, ek gaan 'n stukkie lees uit die boek uit en die een wat dit herken en die naam vir my gee kan die boek kry. Brent is in graad 10. Hy's gewild, hy het hoë pelle, hy speel rugby, hy hou van partytjies en hy het soort van 'n meisie. Is dit daai kind, ja? Jy weet nie. Hy weet nie, maar wou jy probeer het? Alright, kom haal die boek. Ek dink ons is nou al so desperaat om die boeke uit te deel. Volgende jaar gaan ek in die graad 2 boekie kyk
vir aanhalings uit gedigte toe julle in die laerskool was. Baie geluk, baie dankie, jy het die laaste geskenk uit my hande uitgeruk. En hierdie lot is feitelik gereed, so dames en here, ons gaan nou begin met die laaste debat. Dames en here, hier begin die finaal van die seniors vir die aand. Ons gee oor aan Durbanville. Voorspoed. Is Suid-Afrika werklik die land van melk en heuning of slegs die blote illusie daarvan? Want in 'n land waar die omgewing swaar kry, begin selfs hierdie heuning bitter proe. Voorsitter, vandag loop span Durbanville rotsvas dat die regering behoort meer geld aan omgewingsbeskerming as die ekonomiese groei te spandeer. Ons ontleed die onderwerp dus soos volg. Omgewingsbeskerming verwys na enige bewaringsaksie wat gedoen word om mense van ongesondheid en ongesondheid te beskerm. Waar ekonomiese groei na 'n toename in die land se BBP-syfers sal verwys. Span Durbanville interpreteer die onderwerp dus as volg. Die regering is veronderstel om meer finansies aan omgewingsbeskerming as toename in die BBP te spandeer. Ons sal vandag ons betoog aan die hand van die volgende argumente oorvoer. Eerstens sal ek argumenteer dat dit mense se menseregte nakom. Tweedens sal kreatiewe Kayla menslike gesondheid uitbrei. En laastens sal die aandagtigste Anouk die ekonomiese voordele van omgewingsbeskerming uitvoer. Gevolglik my eerste argument. Die Handves van Menseregte, hoofstuk 2 van die Grondwet, gepubliseer in 1996 in die Staatskoerant, stel dat elkeen die reg het op 'n veilige en skoon omgewing. Indien die regering meer geld spandeer aan omgewingsbeskerming as ekonomiese groei, is dit in die regering se hoofprioriteite, naamlik om die basiese menseregte van mense na te kom. En dus sal Kayla ons betoog verder voer. Baie dankie. Paul Roos. Misdaad, werkloosheid, armoede, ongelykheid, korrupsie, sosiale onrus, politieke polarisasie, xenofobie, individualisme, die persoonlike welvaart van ons burgers. 'n Volle 10 vingers vol van landelike probleme. Voorsitter, wat weeg meer? Tientalle probleme wat jou hele land beïnvloed of omgewingsbeskerming wat slegs sekere gebiede in daai hele land beïnvloed. Ek is dan Dieter de Kok en ek is nog steeds Dieter de Kok en ek sal dan reageer op ons definisieverskille. Eerstens, ons aanvaar alle definisies wat deur Durbanville voortgesit is. Ons wil net aan behoort raak. Behoort in konteks beteken dat dit moet gebeur. Ekonomiese groei moet gekies word by omgewingsbeskerming vir die gesamentlike welstand van alle burgers in Suid-Afrika. En dan ons interpretasie, ons interpreteer die onderwerp soos volg. Die regering behoort meer geld aan ekonomiese groei te spandeer as die omgewingsbeskerming in Suid-Afrika. Ek beweeg eers aan na my argument. Dames en here, ons moet broodnodig vanaf 'n derde wêreldsland tot 'n eerste wêreldsland beweeg. En ekonomiese groei sal hierdie bereik. Voorsitter, ons sit met 'n skaal voor ons. Omgewingsbeskerming of die oplossing van 'n volle 10 vingers van probleme. Waar die oplossing van hierdie probleme elke liewe burger, elke liewe een van elke persoon in hierdie vertrek sal sy lewensbewussyn sal verbeter. Teenoor net 'n sekere gebied op 'n sekere deel in die land waar hierdie sekere gebied net die persone wat in daardie gebied leef sal bevoordeel. So ons besluit, wil ons alle Suid-Afrikaners bevoordeel of slegs sekere mense by die gebied wat meer geld ontvang om omgewingsbeskerming daar te bevoordeel. En dan aandagtiger as Anouk Altes sal argumenteer dat ekonomiese groei die meeste gate vul en net Ben hierdie keer sal argumenteer dat mense en werke bo omgewingsbeskerming geplaas moet word en dat hulle belangrike prioriteit is om aan te raak. Voorsitter, ek sluit af. Terug by ons volle 10 vingers van probleme.
Is dit belangriker om 'n probleem op te los wat elke liewe een van ons in hierdie lokaal vanaand affekteer en hinder en benadeel, of is dit belangriker om die probleem aan te raak wat slegs 'n sekere handjievol van mense benadeel en affekteer? Voorsitter. Durbanville. Die wat nie vorentoe beweeg nie, staan stil. En dis presies wat Suid-Afrika sal doen as die regering meer geld aan ekonomiese groei spandeer as die omgewingsbeskerming. Wat die ontleding aanbetref, ons voel egter ons sal julle definisie van behoort aanvaar. Ons wil net graag klem lê daarop dat omgewingsbeskerming ons na alle natuur en alle natuurlike hulpbronne in die reg oor Suid-Afrika kyk en nie net spesifieke geografiese gebiede nie. In reaksie op jou argument, ons voel nie dat die enigste manier is vir Suid-Afrika om met wêreldekonomie te kompeteer is om slegs na ekonomiese groei te kyk nie. Ek sal nou in hulle uitwys juis hoe as ons na die omgewing kyk en die area en gebied waar ons leef en dit oppas en beskerm, hoe dit juis sal lei tot ekonomiese groei en die toename in produksie en produktiwiteit van ons land. Dan ons tweede argument. 'n Gesonde omgewing lei tot gesonde mense. Wanneer die lug skoner is, wanneer die water skoner is. Met ander woorde, ons kyk na ons infrastruktuur, ons hou ons infrastruktuur in stand, soos vullisverwydering, sal die omgewing skoner wees wat die kwaliteit van mense se lewens sal verbeter. Minder druk word dus gaan plaas op die mediese sorg en mediese fasiliteite. Ons hoef dan minder geld aan daardie areas te spandeer en kan dan meer hierdie fondse inploeg in die omgewing. Tweedens kan 'n gesonde omgewing en 'n skoon omgewing help met geestesgesondheid. As daar parke is wat toeganklik is en waterstrome met vars water, sal die mense nie net gesonder wees nie, hulle sal gelukkiger wees, wat die produktiwiteit van hulle werksplek ook beïnvloed op 'n positiewe wyse. Anouk sal betoog verder voer uit te wys verder hoe wanneer ons meer geld aan omgewingsbeskerming spandeer, ons ekonomiese groei sal bevorder en kan kompeteer met wêreldekonomie. Dames en here, ons opponente speel met vuur. Want om omgewingsbeskerming in terme van finansies te prioritiseer, is amper soos om al jou geld op rooi te sit en net te hoop vir die beste vir die res van die land. Nou, dames en here, ek is dus Altus de Villiers, tweede spreker van Paul Roos Gymnasium, 'n nie-dobbelaar, en ek gaan dus aanvoer dat die regering behoort nie meer geld aan omgewingsbeskerming as ekonomiese groei te spandeer nie. Wat die definisieverskille behels, het Kayla vinnig iets ingemeng oor omgewingsbeskerming. Ons wil net wel sê dat met die prioritisering van omgewingsbeskerming beteken nie noodwendig dat dit die mikpunt om ekonomiese groei toe te pas nie. Hierdie omgewingsbeskerming mag dalk 'n mikpunt hê om mense se lewenskwaliteit te verbeter, maar nie noodwendig die ekonomie te laat groei nie. En dan aan my repliek op Kayla, het sy ook verwys na die lewenskwaliteit van mense wat verbeter word indien mens op omgewingsbeskerming fokus plaas. Maar gaan ons nou regtig hierdie mense se lewenskwaliteit verbeter as ons vir hulle vir die eerste keer 'n brullende leeu wys of hulle eerste keer wys hoe die blomme bestuif word in hierdie mooi omgewing van ons terwyl hulle nie eers brood op hulle eie tafel kan sit nie. Dames en here, ek gaan aan na my argument toe. Ekonomiese groei vul die meeste gate. Met die prioritisering van ekonomiese groei kan faktore soos voedselsekerheid bevorder word en selfs lewensomstandighede, nou nie daardie lewensomstandighede van Kayla nie, maar hierdie aspekte plaas prioriteit op ons burgers. Want ja, om geld te spandeer aan ons omgewingsbeskerming mag dalk toeriste lok ensovoorts en hulle miskien die eerste wêreldsprentjie van ons land gee, wat eintlik 'n vals beeld is, en nou los ons slegs die burgers in duisternis. Nou dames en here, soos Saskia gesê het, is dit nou regtig die land van melk en honing waarin jy wil leef? Dames en here, ekonomiese groei is amper soos om al jou huiswerk op een hand te doen. Hoekom sal jy net jou biologie huiswerk doen, as jy al die gate en al die druk kan vul deur al jou huiswerk op een slag te doen? Ek sluit af.
Ons opponente het werklik dieselfde strategie gevolg as Flip Bosman van die kantoor. Dames en here, daar is nie geld om hierdie rugbyveld te bou nie. Ons moet fokus op ons Polony fabriek. Voorsteur. Ons moet die dag wat tegnologie ons menslikheid oorskry, vrees. Aldus die bekende woorde van Albert Einstein. Maar wat van die dag wat hebsig ons menslikheid oorskry? Sonder 'n gesonde omgewing, gesonde mense, het ons nie 'n land nie. Het ons nie 'n ekonomie om te groei nie. Ek glo ons het konsensus oor die ontledingskeskille bereik. Aldus in reaksie op jou argument wil ek noem dat natuurlik is ekonomiese groei van kardinale belang, maar soos ek in my argument verder sou uitwys, indien mense en hul gesondheid nie beskerm word nie, indien ons nie na die omgewing kyk, ons toeriste attraksies nie, is daar nie 'n ekonomie nie. Vervolgens Spanderbandwil se laaste argument. Suid-Afrika benodig 'n gesonde omgewing vir die ekonomie om te groei. Straat, lug, waterbesoedeling, dit is om elke hoek en draai. En al hierdie omgewingsprobleme beïnvloed die gesondheid van ons nasie se mense. Dit lei na ernstige gesondheidskwessies wat mense siek maak. Indien die omgewing nie beskerm word nie, lei dit ook na vloede en brande soos wat altes so bekommerd oor is. En hierdie kwessies kan weer produksie belemmer, wat sal verseker dat die ekonomie nie groei nie. Voorsitter, ek vat saam. Eerstens het Saskia argumenteer dat omgewingsbeskerming ons basiese mensereg is. Daarna het Kayla argumenteer dat omgewingsbeskerming mense se gesondheid bevorder en laastens het ek afgesluit deur uit te wys hoe ons 'n gesonde omgewing nodig het vir 'n groeiende ekonomie. Die dag wat hebsig ons menslikheid oorskry, moet ons vrees. Nou ek dink nie Flip is 'n goeie voorbeeld van 'n ekonomiese besigheid nie. Spanderbandwil volstaan dus dat die regering behoort meer geld aan omgewingsbeskerming as ekonomiese groei te spandeer. Dit is ons menslike reg. Dames en here, wat sal julle kies? Die ontwikkeling van die mens en sy werke of die ontwikkeling van 'n ou leeuetjie hier of daar? Ek weet nie van julle nie, maar ek dink hierdie antwoord is redelik vanselfsprekend. Dames en here, my naam is Ben van die Kerk en ek is die derde spreker van die opponerende span en ek gaan vandag vir julle finaal verduidelik dat die regering behoort nie meer geld aan omgewingsbeskerming as ekonomiese groei te spandeer nie. Ek gaan eers repliek lewer op hulle argumente. Ek glo ons definisies is nou mooi uitgesorteer en dan gaan ek aangaan na my eie argument dat ons die mense en hul werke moet kies bo die natuur. So, Kayla, jy het gepraat oor dat 'n gesonde omgewing, gesonder mense lei tot meer produktiwiteit en goed. Ek dink dis juist nie so nie. Want al kan jy miskien skoner water drink of miskien beter asemhaal, as jy nog steeds nie 'n werk het om brood op die tafel te sit nie, dan is al hierdie goed totaal nou, jy kan dit nie gebruik nie. Dit gaan ons jou eintlik nie noodwendig bevoordeel nie. Dis moet ons eintlik meer fokus plaas op hierdie ekonomiese groei. En Anouk, jy het gepraat oor dat ons moet as hierdie ekonomiese of wat as ons omgewingsbeskerming amper afskeep, maar ek wil net vir jou daarop sê dat ons eintlik ons gaan nie nou totaal nou al ons geld op omgewingsbeskerming afskeep nie. Daar gaan nog steeds investering daar wees, maar ons moet juis meer fokus plaas op hierdie ekonomiese groei en dit prioritiseer, omdat dit ons mense se werke gaan gee en soos altyd genoem het, ons gate gaan vul. Aan na my argument. Ons moet van die mense van Suid-Afrika kies bo die natuur. As ons ekonomiese groei, so te sê, bevorder of meer geld daarop spandeer, wat doen dit? Dit skep meer werke. Deurdat meer werke geskep word, kan beteken mense kan al behoeftes en begeertes juist voldoen. Is dit nie juist belangriker vir ons as 'n nasie om ons eie begeertes en behoeftes te kan voldoen, as om byvoorbeeld net 'n mooi leeuetjie te kan sien daar in die mooi plaas nie? So, laat ons argumente afsluit. Dieter het gepraat oor
hoe al hierdie probleme opgelos kan word met sy 10 vingers en altyd het gepraat oor dat dit die meeste van die gate gaan vul en ek het vandag vir julle verduidelik dat ons die mense en hul werke moet kies bo die natuur. So ek los met julle met die laaste vraag. Verkieslik soek ek 'n werk en ek wil nie weet of die leeuetjie daar aan die ander kant in Limpopo baie goed doen nie. Dankie. Ons gee oor aan die debatsgesprek. Ons eerste vraag is aan Saskia. Saskia, dink jy nie dit sou meer effektief wees om tientalle probleme gesamentlik op te los deur ekonomiese groei eerder as een probleempie op 'n slag nie? Dieter, ek voel persoonlik dat indien ons nie omgewingsbeskerming meer prioritiseer bo ekonomiese groei nie, sal daar nie natuurlike hulpbronne wees wat gebruik kan word om die ekonomie te groei nie. Ja, maar Saskia, jy maak nou asof ons hierdie hele befondsing van omgewingsbeskerming uit weggooi. Net omdat ons prioriteit plaas op ekonomiese groei, beteken nie daar word fondse gegee aan omgewingsbeskerming nie. Stem jy saam nie? Ek stem saam, maar in vergelyking met die befondsing wat gegee word aan ekonomiese groei en subsidies aan werkers, is dit tog minimaal. En dan herinner ek julle weer aan dat indien ons nie omgewingsbeskerming meer prioritiseer nie, wat gaan van die natuurlike hulpbronne word waarmee Suid-Afrika staat maak op ons primêre sektor? Kyk, ek sal op opvolgvraag op jou vraag as my antwoord. Dink jy nie dat wanneer ons juis eerder die geld in ekonomiese groei indruk, dat ons later dan 'n sterker ekonomie sal hê om dan juis meer kapitaal te hê om op omgewingsbeskerming te spandeer en te bestee nie? Ek weet gou presies by julle uitklaar, hoe bedoel julle by geld in ekonomiese groei spandeer? Want ek voel dat wanneer ons geld in 'n omgewingsbeskerming spandeer, dan gaan dit lei tot ekonomiese groei wat voordelig is vir ons ekonomie. Nie noodwendig nie. Wat ons eintlik bedoel met ekonomiese groei is dat dit meer werke gaan skep, meer mense geleenthede gee om hul eie behoeftes en begeertes te kan voldoen. En dink jy nie dat as ons meer geld plaas op werkskepping en al hierdie verskillende tipe goed, dat dit juis belangriker is en as om byvoorbeeld ons omgewingsbeskerming net so 'n bietjie beter te kan asemhaal, dink jy nie? Ek dink omgewingsbeskerming is juis 'n sektor waar ons op waar werk geskep kan word. Soos byvoorbeeld mense wat eenvoudig soos die straat skoonmaak, die vullis optel, dit verwyder, wat ook dan lei tot ander mense wat gesonder is, met ander woorde, hulle meer proaktief kan wees, meer proaktief kan werk, as ook hulle geestesgesondheid wat goed is. Ek verstaan. Maar Kayla, jou hele argument het gefokus op die kwaliteit van die mens. Nou, hoe gaan ons die kwaliteit van die mens bevorder deur beter asemhaal of miskien skoner water te hê as hulle nie eers hulle eie brood op tafels kan sit nie? Altes sonder skoon water en 'n gesonde omgewing gaan mense nie 'n goeie lewe lei nie. Hulle gaan nie oorleef nie. Sal jy nie saamstem dat ons grondwetlike reg op 'n gesonde omgewing belangriker is nie? Anouk, ek sal raak aan jou punt. Ek voel ons moet kyk na 'n skaal van belangrikheid hierso. Is dit belangriker om misdaad aan te spreek en werkloosheid aan te spreek of is dit belangriker om omgewingsbeskerming aan te spreek? Dieter, hoe veronderstel jy gaan ons eers kos op die tafel kan sit as al die bye doodgaan want ons kyk nie na ons omgewing nie? Okay, maar weer eens Kayla, jy maak asof ons hierdie hele omgewingsbeskerming net uitgooi. Ons sê net daar word meer geld gespandeer aan ekonomiese groei, nie dat omgewingsbeskerming heeltemal agteruit gaan nie. Soos ons nou kan fokus, nou kan kyk in die werklike perspektief van Suid-Afrika waar geld ingestoot word in die ekonomiese groei, maar omgewingsbeskerming nie agtergelaat word nie. Altes, daar was onlangs baie vloede gewees in die Kreerwiltuin wat 'n enorme ekonomiese verlies was. Dink jy nie indien daar voorsorg getref word om die omgewing te beskerm nie, dit juis so die ekonomie kan beskerm? Ja, maar jy het nou gepraat van 'n natuurramp, dis soos dit gebeur net. Ons kan nie regtig daai beheer nie. Maar nee, ek dink juis dat as ons meer fokus op ons werke en al hierdie verskillende goed, dat ons eintlik meer daartoe gaan lei tot by beter, soos Dieter gesê het, beter omgewingsbeskerming en al hierdie tipe goed. Dis wat ons juis meer klem plaas op hierdie ekonomiese groei en hierdie werkskepping en al hierdie verskillende goed. Verstaan julle? Ek hoor wat jy sê, maar ons kon voorkom het dat daai gebeur in die Kreerwiltuin. En die Kreerwiltuin is 'n baie groot toeriste-attraksie wat ook 'n inspuiting is vir ons ekonomie. Saskia, dink jy nie dit is meer voordelig vir elke liewe persoon in hierdie vertrek om 'n sterker ekonomie te bevorder wat ons met 'n sterker ekonomie meer geld later aan omgewingsbeskerming kan bestee nie? Dieter, ek dink as jy kyk na wat my spanmaats vroeër uitgelig het oor die Kreerwiltuin, het elke persoon in hierdie lokaal dis die gevolge van die vloede in die Kreerwiltuin op 'n manier gedra, aangesien 15 kampe gesluit moet word en toeriste nie meer na die Kaapstad lughawe toe kan kom om sodoende toeriste attraksies soos dit te bevorder. En dis moet ons ook kyk na, indien ons nie omgewingsbeskerming bevorder nie, gaan daar nie 'n ekonomie wees nie. Okay, ja, luister, ons gaan nie nou weer praat oor hierdie natuurramp nie. Ek wil net wel nog steeds fokus op die sandpark.
julle sê heeltyd dat dit toeriste lok en so voort, maar is die prioriteit van die geld nie dan om ekonomie te groei nie, liewer as om die omgewing te beskerm nie? Die breër punt is om die ekonomie te groei, maar om dit te doen moet ons eers 'n paar stappe in plek sit. En onder andere is hierdie om meer geld aan omgewingsbeskerming te spandeer. Ek dink juist nie so nie, maar kom ons gaan aan na 'n vraag. Kayla, jy het gepraat oor dat ons ekonomie gaan stil staan as ons ekonomiese groei gaan bevorder, maar dink jy nie juist ons ekonomie gaan vooruit beweeg en dat ons eintlik 'n beter land gaan wees as ons nou ekonomiese groei prioritiseer? 'n Manier om ekonomiese groei te laat prioritiseer is om na die omgewing te kyk, soos wat ons al reeds in menige argumente genoem het. En dan wil ek net vir jou 'n vraag stel, Ben. Indien ons sal nie saamstem dat die primêre sektor, naamlik ontginning van minerale en hulpbronne, 'n groot sleutelkomponent van die Suid-Afrikaanse ekonomie is nie. Ja, dit is 'n baie belangrike komponent en dit is juist waar ons wil fokus. Ons kan miskien meer werk plaas op die nywerheid en al daai verskillende goed om die ekonomiese groei te kan stimuleer, dink jy nie? En is dit noodwendig dan omgewingsbeskerming of is dit eintlik meer, want ek weet nie van jou nie, maar om minerale uit die grond uit te haal is nie noodwendig die omgewing beskerm nie. Dis eintlik die omgewing so te sê benadeel, maar dit is nog steeds bevoordeel ons ekonomiese groei wat eintlik beter is vir ons land en uiteindelik meer werke gaan skep en al die verskillende goed wat ons al reeds genoem het. Ben, dis doodreg so, maar ek het gesê dit is soos die minerale ontginning en dan juist dien ons nie die natuur en omgewingsbeskerming bevorder nie en meer geld daaraan spandeer nie, gaan ons nie 'n primêre sektor hê om van staat te maak nie. Okay, Saskia, nou dat jy die private sektor opgebring het, kan ons nie ekonomiese groei prioritiseer deur geld in te stoot in die private sektor wat actually eintlik in ons derde wêreldsland die meeste diens of die beste diens lewer in terme van omgewingsbeskerming nie. Altyd ons debatteer in sirkels oor hierdie verskillende nywerhede, maar ons kan nie ons kop in die sand druk dat indien mense nie gesond is nie, gaan daar nie meer ekonomie wees nie. En indien besoedeling sou toeneem, hoe sal dit mense beskerm? Ek voel ons praat nie in sirkels nie. Anouk, dink jy nie dat ons juis ekonomiese groei prioritiseer, dat ons 'n sterker ekonomie het en meer kapitaal het om meer heininge of meer diere te akkommodeer in 'n sandpark en byvoorbeeld omgewingsbeskerming dan te bevorder nie? Sal jy nie saamstem met daai stelling nie? Vir dit om plaas te vind, moet ons eers na ons omgewing kyk. Dit is 'n laagkoste manier om dat ons meer geld aan die omgewing moet spandeer. Dankie. Dankie, Kayla. Reg, dames en here, laaste vraag vir die aand. Karin? Goeienaand, ek het 'n vraag vir die opponerende span. Ek wil graag weet, julle het nou gesê as daar 'n groter ekonomiese inspuiting is, beteken dit daar's meer geld om dan beter na ons omgewing te kyk. Maar wat gestel julle doen ons met die feit dat daar op die oomblik beplan word om 'n steenkoolmyn gebou te word in die Kruger Wildtuin? Dit het 'n direkte negatiewe invloed op die Kruger Wildtuin, die diere en die plantegroei, sowel as die landbougemeenskap en die toerismegemeenskap wat ook 'n bron van ekonomie is in ons land. So hoe sal julle so 'n situasie hanteer of antwoord? Ons gaan hierdie antwoord opdeel tussen ek en Dieter. Ons het twee verskillende punte om ook op te lig. So eerstens wil ek sê ons het meer klem gelaat dat deur ekonomiese groei, as jy kapitaal instoot in die privaat sektor, en soos ons opponente aangevoer het oor hulle gefokus het oor die gesondheidsdeel daarvan, private maatskappye soos Mediclinic het die beste mediese diens en beste gesondheidsdiens in ons land, so om hulle ekonomies te bevorder, waar hulle ook gemeenskapsdienste toon teenoor ons burgers om gesondheid te bevorder op verniet vlak, dan kan ons juist deur ekonomiese groei ook gesondheid bevorder en dan Dieter gaan dit verder vat. Die vraag, ek haal maar net die lieflike idiome aan een swaalkie maak nie somer en ek voel ons moet regtig hierna kyk na of ons 60 miljoen burgers wil bevoordeel en na hulle persoonlike welsyn wil kyk en hulle gemoedstoestand of wil ons die paar duisend mense wat dalk maandeliks die Kruger Wildtuin besoek of wil ons hulle gemoedstoestand bevorder? Voorsitter.
Skus, ek kan nie heeltemal hoor en ook kan jy asseblief ons inlig van daardie krisis? Baie dankie. Sien hoe vinnig is ons. Hierdie een werk. Goed, so die inleidende span het aan julle ontleed dat omgewingsbeskerming alle beskermingsaksies insluit. En dis sal ek dit ook sien as die hantering van die Beck and Closure krisis. So hoe kan julle ontken dat so 'n krisis nie 'n daadwerklike impak op mense se lewenskwaliteit het nie? Yes, voor ek die En ons vraag ekonomie. Ja, voor ek die vraag antwoord, kan jy net gou vinnig vir my verduidelik wat is daai Beck and Close siklus? My geheel laat my bietjie in die steek. Of is dit daai siekte? Okay, nee, ek verstaan. Ek het hom. Okay. So jou vraag was hoekom ons dit wat? Ek is so jammer, kan jy gou vinnig jou vraag herhaal? Alright, maar beloof jy sal nou konsentreer. Ja. Ja, ek het hom nou, ja. Goed so, aldus julle opponente se ontleding word die Beck and Closure krisis ingesluit by omgewingsbewaring. So hoe kan julle ontken dat dit nie 'n daadwerklike impak op die ekonomie en mense se lewenskwaliteit het nie en dis 'n dringende ingryping verg nie? Okay. So hoe ek dit sien is soos 'n parallelle staat hierdie amper. Mense kan hierdie Beck and Close hantering sien as omgewingsbeskerming en jy kan dit sien as ekonomiese groei aangesien dit 'n impak het op beide van daai. So dit is 'n moeilike situasie om te ontleed, ek gee toe, maar ja, soos ons deur die debat in terme van die ontleding soos wat jy uitgewys het ons gesê dat ons gaan nie minder geld spandeer aan omgewingsbeskerming nie. Ons gaan net meer geld spandeer aan ekonomiese groei. Dis nie asof omgewingsbeskerming net wegval nie, verstaan? Goed, dit was 'n baie goeie antwoord. Wat is dit nou? Hoekom is hier so baie van julle wat wil vra? Goed. Nee, ek het net 'n vraag vir die leidende span. In 'n land soos Suid-Afrika, ek weet die onderwerp is nou nie begrens tot dit nie, maar ek wonder maar net. Dink julle ons is in 'n bevoordeelde posisie om gevalle soos die omgewing, want ek dink omgewing kan goed insluit soos metaan, uitlatings ensovoorts en alles waaroor die Europeërs so konstant besig is om protes aan te teken. Dink jy dat ons in 'n bevoordeelde posisie is om oor sulke goed bekommerd te wees terwyl meer as 33% van ons land werkloos is en die ekonomiese omstandighede in die land so power is op hierdie stadium? Meneer, dit gaan nie oor 'n bevoordeelde posisie nie. Dit is 'n grondwetlike reg. As mense nie gesond is nie en daar nie die omgewing is wat beskerm is, dat ons die vloede voorkom en sulke dinge nie, dan gaan daar nie ekonomie wees nie. Ons moet na mense beskerm eers. Dit is bloot hulle reg. En deur die omgewing te beskerm ons mense. Ek het 'n vraag vir die opponerende span. Afrika se geheel sukkel met voedselskaarsheid. Sou hulle nie sê dat enige verswakking in die natuur sal lei na erger voedselsekuriteit en 'n geswakte ekonomie as gevolg van 'n verswakte werksmag nie? Ons voel dit kan 'n probleem wees, maar dis juist hoekom ons dan ekonomiese groei moet bevorder en meer geld daarin moet investeer. As ons ekonomiese groei handhaaf en dit bevorder, dan het ons meer geld om byvoorbeeld meer plase te bou, meer landerye te ploeg, meer die nuutste gifstof te koop wat op ons op daai gewasse kan sit, sodat ons juist dan beter voedsel of 'n hoër kwaliteit van voedsel kan verseker aan ons burgers. So wat dit kan eintlik dan die voedselkrisis oplos, soos wat jy hierso of soos wat meneer hierso aanspreek. Goed, dames en here, nog 'n vraag? Nee. Goed, baie dankie. Julle kan nou na hartelus die verhoog verlaat. Ek vra dat ons kunstenaars nou na vore gaan. Ons gaan julle so klein bietjie vermaak, want ons moet nou gou al die punte tel en dit verwerk om te sien wie is die wenners en kort hierna gaan ons die wenners aankondig. Goed. Die junior spanne moet albei op die verhoog kom. En die senior spanne moet daar in die hoek gaan staan oor julle te veel met mekaar gepraat het. Net die junior spanne. Daai senior spanne het vir my baie laat dink aan getroudes. Almal het gepraat, maar niemand het geluister nie. Goed. Dan die wenners van die junior afdeling is Jan van Riebeeck.
Moet almal foto's neem na die tyd. Goed dames, julle moet nou net hier effens agter toe staan want julle moet hier bly vir foto's, duisende fotograwe wag vir julle. En dan moet die senior spanne gou na vore kom. En dan is dit my groot vreugde om aan te kondig die wenners van die senior afdeling is Durbanville. Kan hulle die blompotte ook vat? Ja. Met die blompotte.